Ek onthou op laerskool het ek in die koor gesing. Toe kom ek op hoërskool. Toe verwag hulle van ons om te gaan na die musiekonderwyseres sodat sy nou na jou stem kan luister en kan bepaal waar jy moet staan in die hoërskoolse koor. En ek onthou ons standaard sessies daar gestaan het en vir haar gesing het. Uit volle bors uit. En toe ek klaar gesing het, onthou ek, toe sê sy vir my, nee Sientjie, toe jou stem gebreek het, toe val hy plat op die grond. Jy moet maar iets anders te gaan probeer. Ek dink hy is nog steeds plat op die grond. So ek geniet dit om te luister. Daar is die van ons wat dit meer geniet om na musiek te luister as dit te probeer. So ek het iets saamgebring. Ek verstaan, daar is sommige van julle wat nie gisteraan kon slaap nie. Want julle het gewonder of daar regtig 'n karretjie in daai sak was. So ek dog nie, ek moet maar die karretjie saambring. Anders slaap julle vanaand weer nie. Ek het onlangs uitgevind dat ek een van 12 miljoen Suid-Afrikaners is wat Facebook gebruik. 12 miljoen. Nou, dit is waar dat Facebook het sy voordele en hy het ook sy nadele. En vir my is een van die nadele wanneer vriende of kennisse hulle vakansiefoto's op Facebook publiseer vir die genot van die van ons wat nie op vakansie kan gaan nie. Nou ek weet nie van u nie, miskien is ek die enigste een wat 'n bietjie gefrustreerd raak wanneer ek na sommige van hierdie foto's kyk wat lyk amper asof hulle advertensies vir tydskrifte is. En miskien is ek die enigste een, ek dink nie ek is alleen nie, maar wanneer ek na daardie foto's kyk, dan voel ek, wat's fout met my lewe? Hoekom het hulle dit so lekker? Hoekom nie ek nie? En dit laat my dink aan die woorde van Lynn Twist, wat 'n boek geskryf het, The Soul of Money. En sy beskryf sommige van my gevoelens. Sy sê die volgende, sy sê my en meeste van ons, se eerste gedagte wanneer ons wakker word is, ek het nie genoeg geslaap nie. Die volgende gedagte is, ek het nie genoeg tyd nie. Of dit nou waar is of nie, daardie gedagte van nie genoeg nie, vind outomaties plaas, nog voor ons daaroor dink of dit bevraagteken. Ons hoor, verduidelik, kla en bekommer onsself die meeste van ons tyd en dae van ons lewens aan die gedagte dat ons nie genoeg het nie. Nog voor ons in die bed regop sit, nog voor ons voete die vloer raak, nog voor ons selfs na ons fone toe gaan, ek het dit ingesit by the way, en in ons eie oë is ons alreeds onbevoeg, alreeds agter, verloor ons alreeds en lei ons alreeds aan 'n gebrek van iets. En teen die tyd dat ons bed toe gaan in die aand, hardloop ons gedagtes rond met oneindige gevoelens oor dit wat ons nie gekry het nie, dit wat ons nie gedoen het daardie dag nie. Kan jy dit voel? Jy weet waarvan sy praat, weet ons nie? En ons raak aan die slaap belaai met daardie gedagtes en word dan wakker met die aaklige gevoel van gebrek. Met ander woorde, sy verduidelik die gedagtes of sy beskryf 'n lewenswyse waar ons najaag na die dinge wat ons nie het nie. Want ons dink dat as ons net daardie ding kan kry, dan sal ons gelukkig wees. Daar's 'n Skotse uitdrukking wat sê MacGuffin syndroom.
MacGuffin. En 'n MacGuffin-sindroom is die konsep dat as ons daardie ding, daardie voorwerp op daardie iets najag en ons kry dit, dan sal ons gelukkig wees, maar wanneer ons dit kry, vind ons dat ons nie gelukkig is nie. En dan vind ons iets anders en ons jaag dit na. As ons net dit kan kry, dan sal ons gelukkig wees en as ons dit kry, dan is ons steeds nie gelukkig nie. Dis die MacGuffin-sindroom en dis waaraan ons lei, beskryf Lynn Twist. Met die gevolg dat ons in ons lewenswyse met die volgende gedagte sukkel. Ek het nie genoeg geld nie. Ek het nie genoeg dinge om te doen nie. Daar is sommige mense wat dit dink. Ons predikante dink dit nie, kan julle waarborg. Ek het nie 'n goed genoeg werk nie. Ek het nie genoeg respek nie. Ek het nie genoeg gedoen nie. Ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie slim genoeg nie. Ek is nie maar genoeg nie. Ek is nie perfek genoeg nie. Ek is nie. En dit herinner my aan die woorde van een van my gunsteling skrywers buite die Bybel en Ellen White, C.S. Lewis, wat 'n boek geskryf het, The Screwtape Letters. As jy eendag 'n goeie boek wil lees, gaan lees dit. Hy sê die volgende. Hy sê die grondwaardigheid van die hel rus op die erkenning dat een ding is nie 'n ander ding nie. En dat jouself nie 'n ander self is nie. Met ander woorde, wat Lewis beskryf is hierdie denkwyse wat ons inkoop, dat as ek net die regte werk het, as ek net die regte huis het, as ek net die regte kar het, as ek net die regte dinge het, net miskien die regte liefdesverhouding het. As ek miskien 'n bietjie harder werk, as ek net miskien 'n bietjie meer doen, as ek miskien 'n bietjie meer verdien, dan sal ek beter voel, dan sal ek meer kan doen. Ek sal meer hê. As ek net myself beter kan vermaak of meer kan vermaak, as ek miskien daardie elektroniese toestel kan hê, of daardie een, of daardie rok, of daardie skoene, of daardie klere, as ek miskien net meer vrywillig kan wees, as ek meer oefen, dan sal ek volledig voel, dan sal ek gelukkig voel, dan sal ek voel asof ek mense my kan lief hê, dan sal ek voel of mense my kan raak sien, dan sal ek voel of ek iets beteken. Ek sê nou hier agter vir leraar Rudolf en leraar Werner dat daar is geen seëning in besittings. Luister mooi. Daar is geen seëninge te vind in besittings. Seëninge is verhouding gebonde. Dink daaraan. Seëninge is verhouding gebonde. So 'n paar jaar terug koop ons vir ons jongste meisietjie 'n geskenk. Ek dink dit was 'n Kersfeesgeskenk. Dit was een van hierdie kombuisstelletjies. Hierdie plastieke kombuisstelletjies met die potte en panne en al daai goeders. En hy kom in so 'n enorme boks. En ek onthou, ek het seker 3 of 4 rolle papier gebruik om daai ding toe te draai. En gewonder of dit die moeite werd is om so baie te spandeer op papier. En ek onthou hoe ons het daaronder, ek dink was onder die Kersboom gesit het. En hoe sy op die oggend van Kersfees, sy was ongeveer 4 of 5, het sy met groot oë na hierdie boks wat toegedraai is gekyk. En ek kan net dink wat in haar gedagtes omgegaan het. Hierdie moet iets cool wees, hoor. Hierdie moet iets lekker wees. En hoe sy daardie papier afgeruk het en ons probeer om daar, ons was slim gewees hierdie keer. Ons het al die goeders losgemaak voor die tyd. Want het julle al gevind hoe ongeduldige kind kan wees as hulle moet wag vir hulle geskenk? En ons het dit uitgehaal en dit was daar reg. En terwyl ons dit uitgehaal het ons iets anders te gaan doen en ek dink ons was besig om ander geskenke en goed uit te haal en ek onthou toe ons omdraai om te kyk waar sy is, toe sy weg. Ons soek haar en ons gaan op in die kamer en ons vind haar in die kamer en sy is in die boks. Ek kon net sy wel die boks waar gekoop het. En daar speel sy. In die boks. Huis met haar teddies. Huis. So nou en dan gaan ons restaurant toe en miskien ons hierdie ding wegvat. So nou en dan gaan ons restaurant toe en in Engeland in die restaurante het hulle allerlei kreatiewe dinge wat hulle vir die kinders gee as jy instap sodat die kinders hulle kan besig hou.
En ons meisiekind het die neiging, baie van hierdie pakkies het sulke kort potlode inkleurpotlode, 3. 'n Bloue, 'n rooie en 'n groene. En ek bly wonder, dis nou sommer heeltemal op die punt af, maar ek bly wonder, hoekom sit hulle nie geel in nie? Daar's iets fout, dis mos die ander primêre kleure, is dit nie? Ons kan mos groen maak van die ander kleure, maar hulle sit blou, rooi en groen in. Anyway, dis maar een van die punt af. Maar dan vat sy daai 3 potlode. Dan sit ons nou daar, dan gee sy vir my 1 potlood, dan gee sy vir haar ma 1 potlood, of vir haar sussie, en dan moet ons nou pop speel saam met die potlode. Jy sien geliefdes, seëninge is gebonde aan verhoudings. Maar ons lewe in 'n samelewing waar ons as mense, waar ons menseverhouding 'n voortdurende voedingsdrip van elektroniese gerusstelling nodig het. Het julle dit agtergekom? En ons begrip van wie ons is, word bepaal deur die uitsprake van 'n ontelbare en onsienbare hoeveelheid regters wat daar elders in die virtuele wêreld sit. En terwyl ons wag op die reaksies van die boodskappe wat ons uitstuur op hierdie elektroniese stelle, word ons gebombardeer met e-posse, ons word gebombardeer met kennisgewings op ons rekenaars en op ons telefone en op ons tablette, en ons het hierdie apps wat allerhande goeders meet omtrent onsself, en dan stuur hulle dit uit vir almal om te weet, en dan word ons oorstroom met versoekings om iets te like, om iets te hertweet, om iets af te laai, om iets op te laai, om iets te koop. En die sosiale neurowetenskappe sê vir ons dat die rede waarom ons inkoop in hierdie denkwyse dat meer is meer en ons het al hierdie goeders nodig, is omdat ons sukkel met trots. Die begeerte om onsself te verhef. Dat meer is 'n waarde om aan te gryp. En is interessant dat wanneer ons die Bybel oopmaak en ons kyk na Jesus se bediening, dat dit een van die dinge is waar die disippels die meeste mee gesukkel het. Hier is die disippels wat aangetrek was deur Jesus se liefdes, sy barmhartigheid, sy sagmoedigheid, sy liefde was aanloklik vir hulle, maar hulle kon hulle self nie daarvan skei om vir een of ander rede te dink dat as hulle net genoeg opoffer, as hulle net genoeg getrou is aan Jesus, as hulle net genoeg verbind is aan Jesus, as hulle net meer moeite insit, sal hulle op een of ander manier materialisties beloon word. En so selfverheffing en selftevredenheid is iets wat hulle bemin het tot die punt waar hulle met mekaar beklei het en mekaar met mekaar vergelyk het. Ellen White skryf dat as een van hulle misluk het die ander in die geheim gevoelens van meerderwaardigheid gekoester. Brené Brown in haar boek Daring Greatly, 'n baie goeie boek as jy enige goeie boek wil lees, beskryf hierdie konsep in ons woorde vir ons vandag. Sy sê, ons oordeel altyd in die gebiede waar ons die kwesbaarste is vir ons eie skande. Met die gevolg dat ons dan altyd op iemand pik wat slegter doen as ons. Omdat ons altyd angstig op soek is na 'n bevestiging dat ons ten minste beter is as daardie persoon. Maar daar's goeie nuus. Daar's goeie nuus, want elke keer wanneer Jesus sien wat die disippels besig is om te doen, dan spreek hy dit aan, en hy probeer om vir hulle wys dat daar is 'n lewe wat ons kan leef, wat hierdie selfverheffing ondermyn, en Jesus Christus verhoog. So kom ons maak ons Bybels oop en ons gaan na Matteus hoofstuk 20 toe. Kom ons kyk na een van hierdie geleenthede, Matteus hoofstuk 20. 'n Geleentheid waar Jesus 'n gelykenis gebruik om hierdie selfverheffende trots van die disippels aan te spreek en vir hulle advies te gee oor hoe hulle dit kan aanspreek en hoe hulle 'n lewe kan leef waar Jesus Christus verhoog word, waar Jesus Christus geprys word. En onthou wat ek gister gesê het, dat wanneer ons die bevel om Jesus Christus te verhoog, word ons uitgenooi, as ons dit aanneem en ons leef dit uit, word ons uitgenooi om God te geniet. En so hier in Matteus hoofstuk 20 vanaf vers 1 vind ons hierdie gelykenis. Dis 'n bekende gelykenis. Dit sê die volgende: Want die koninkryk van die hemele is soos 'n huisheer of 'n eienaar wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. En nadat hy met die arbeiders ooreengekom het vir 'n penning op 'n dag, stuur hy hulle in sy wingerd in.
So ons sien hier dat Jesus begin hierdie gelykenis met 'n eienaar wat op soek is na arbeiders om hom te help in sy wingerd. En so hierdie eienaar besluit om gou dorp toe te skiet en daar na die markplein toe te gaan, daar waar die mense gewoonlik staan wat nie noodwendig 'n werk het nie, en om hulle te gaan vra om vir hom te kom werk. En wanneer hy daar op die markplein kom, by daardie arbeiders, offer hy vir hulle die standaard van 'n dag se loon. En hierdie ouens is net te opgewonde. Hulle is net te opgewonde om dit te aanvaar, want dit beteken hulle kan nou vrykom van die vernederende publieke oë wat op hulle kyk, hulle kan vry word van die verwerping en hulle kan dalk vanaand huis toe gaan met iets in hulle sakke vir hulle families en miskien as hulle hard genoeg werk kan hulle die volgende dag weer werk kry by hierdie selfde eienaar. En so hulle aanvaar dit. Maar as ons verder lees dan sien ons dat die eienaar besluit halfpad deur die dag om weer terug te gaan markplein toe. So kom ons stel dit op in vers 3. En omtrent die 3de uur gaan hy uit en sien ander ledig op die mark staan en hy sê vir hulle, gaan julle ook in die wingerd en wat reg is. Die Engelse vertaling sê what is just. En as ons kyk na die oorspronklike vertaling is daar dalk, ek glo 'n beter woord in Afrikaans en die woord is onpartydig. Wat onpartydig is, sal ek julle gee. En hulle het gegaan. Weer het hy omtrent die 6de en die 9de uur uitgegaan en net dieselfde gedoen. Vers 6 en omtrent die 11de uur gaan hy uit en sê vind ander ledig staan en sê vir hulle, wat staan julle hier die hele dag ledig? Hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie en hy sê vir hulle, gaan julle ook in die wingerd en wat reg is, wat onpartydig is, sal julle ontvang. So ons sien hierdie eienaar halfpad hierdie dag besluit hy moet terug gaan markplein toe. Hy moet teruggaan om nog arbeiders te roep. Maar hierdie keer sê hy nie vir hulle hoeveel hulle gaan betaal nie. Hy sê net eenvoudig vir hulle, hy gaan vir hulle gee wat reg is, hy gaan vir hulle gee wat onpartydig is. En hulle aanvaar sy woord. En ons kan net onsself indink hoe verlig hulle moet net nie moes wees nie, want nou hoef hulle nie daar te staan en te vernederend te voel soos die ander verbykom en te kyk na hierdie ouens wat so sleg is, hulle kan nie werk nie. En vanaand kan hulle iets na hulle families toe neem. En weer sien ons 3 ure later gaan hy terug. En dieselfde prentjie herhaal homself en 3 ure later gaan hy weer terug en dieselfde prentjie herhaal homself en tot die verbasing van die disippels terwyl hulle daar luister na Jesus soos hy hierdie gelykenis vertel, gaan hierdie ou die laaste uur voor sonsondergang daar die laaste werksuur gaan hy terug. Nou wag so 'n bietjie. Of hierdie eienaar in hierdie gelykenis was onvoorbereid of iets anders is aan die gang. Jy sien, 'n goed georganiseerde eienaar sou geweet het in die oggend hoeveel werk daar in sy wingerd was en hoeveel arbeiders hy moes kry om daardie werk in daardie dag klaar te maak. En tog vind ons nêrens in hierdie gelykenis dat daar enige aanduiding is dat hierdie 'n jong of onervare eienaar is nie. So iets anders moet aan die gang wees hier. Wat is dit wat hom daartoe gedryf het om na die markplein toe te gaan? Nie net die eerste keer nie, maar die tweede en die derde en die vierde keer. Wat het hom aangedryf om so toe te gaan, keer op keer in die hitte van die son, daar op sy perdekarretjie, oor daardie stofpaaie, heen en weer na die mark toe, om kort nuwe arbeiders te gaan soek? Ek wil voorstel dat wat hom aangedryf het, was barmhartigheid. Soveel so, dat toe hy daar aan die einde kom, het hy nie eens nodig om vir hulle te sê, hy gaan hulle betaal nie. Hulle het gesien, hierdie eienaar kom, elke keer dorp toe, en hy bied hulle elke keer werk aan, en daar die laaste groep het nie eens nodig gehad om iets van hom te hoor nie. Hulle het geweet, daar's iets omtrent. Is dit moontlik dat hulle besef het, dat hier is iemand wat barmhartig is? Is dit moontlik dat hy nie eens nodig gehad het om iets vir hulle te sê nie, hulle sou vertrou het wat ook al hy vir hulle gesê het. Let op, dat op hierdie stadium daar aan die einde van die dag, vertrou hulle nie noodwendig dit wat hy sê of wat hy doen nie, maar hulle vertrou hom. Hulle vertrou hom. So ons sien hier,
dat Jesus is hier besig, Christus is hier besig om vir sy disippels 'n prentjie te skilder, nie net van hoe die gelyke toepassing van die wet lyk nie, maar hy's besig om hier, reg aan die begin van die gelykenis, alreeds aanduidings te gee van hoe onpartydigheid vir Christus lyk. In Jesus se oë is onpartydigheid die respek vir en die waardigheid van die wat in nood is. Dis die onderhouding dis die diepe besorgdheid van die welsyn van almal. Jy sien, die woord van God roep ons uit om die waardigheid, die selfwaardigheid en die welsyn van elke persoon te beskerm. As ons na die vroeë Christelike kerk toe gaan, dan sien ons dat dit was hulle primêre uitdrukking van die koninkryk. In die koninkryk van God, in die koninkryk wat Jesus Christus gekom het om op daardie kruis 'n vastigheid te maak. In daardie koninkryk het almal genoeg. Niemand is op die sykante nie en niemand word nadelig behandel nie. So daar sit hierdie disippels en hulle luister na Jesus. En hulle luister na hierdie barmhartigheid wat Jesus besig is om hier te beskryf, en terwyl hulle nog so probeer sin maak van wat Jesus sê, gooi Jesus 'n verrassing in en hy sê vir hulle, daar was 'n opsigter gewees. Kom ons lees dit in vers 8. En toe dit aangeword het, sê die heer van die wingerd vir sy opsigter, roep die arbeiders en betaal hulle hul loon en begin van die laastes af tot by die eerstes. So uit die bloute van nêrens verskyn die opsigter op die prentjie. Maar wag so 'n bietjie. As daar 'n opsigter daar was, waarom is hy nie die een wat die heeltyd markplein toe gegaan het, daar in die hitte van die son, heen en weer om daardie arbeiders te gaan soek nie? In Jesus se tyd was dit die algemene reël vir 'n landeienaar om arbeiders aan te stel en dan om 'n opsigter te kry wat sal seker maak dat die verwerking van die land goed bestuur sal word. So die eienaar sou in die oggend vir die opsigter instruksies gegee het en dan sou hy in die aand 'n verslag van die opsigter verwag het. Maar hier gaan die eienaar 5 keer 'n dag heen en weer van die plaas na die markplein toe om arbeiders te gaan soek. Dis ongehoord in Jesus se tyd. Met ander woorde, ons sien hier hoe dat hierdie landeienaar, hoe dat Christus homself sy onvoorwaardelike liefde, sy radikale genade, sy ondermynende barmhartigheid beskryf word. Dis 'n barmhartigheid wat die vormelike kultuur en die sosiale norme van die dag oorskry. Dis 'n barmhartigheid wat sê ek gee om, ongeag jou geslag, ongeag jou klas, ongeag jou nasionaliteit, ongeag jou ras. Ek gee om, ongeag jou seksuele identiteit. Ek gee om. Dis 'n barmhartigheid wat teen die algemene verwagtinge van die mense gaan. Dis 'n barmhartigheid wat Jesus Christus aandryf om die kwesbaarste uit te soek en na hom toe in te trek. Dis 'n barmhartigheid wat hierdie persoon die hele dag heen en weer laat gaan, sodat die ander sy radikale liefde kan sien, sy barmhartigheid kan sien, sy onvoorwaardelike genade kan sien vir daardie mense wat nog in die wêreld se markplein staan, opsoekende na waardigheid en betekenis. En wie weet, miskien is een van ons vanoggend hier en ons sit hier in die markplein van hierdie wêreld en ons is soekend, ons voel afgesny en ons voel verlore. En hierdie ek is wat ek is hier. En hy weet hoe dit voel om afgesny te wees. Hy weet hoe dit voel om verlore te wees. Hy weet hoe dit voel om soekend te wees. Daar in Matteus hoofstuk 26, onthou die verhaal toe Jesus daar in die tuin van Getsemane is, daardie aand hoe hy, terwyl hy bloed sweet daar op sy knieë en tot God bid, sê hy, Vader, laat hierdie beker van my verbygaan, maar nie my wil, laat U wil geskied. En dan staan hy op en hy gaan na sy disippels toe en hy sien hulle slaap en hy is teleurgestel en hy gaan terug en hy bid dieselfde gebed, Vader, laat hierdie beker verby my gaan, maar nie my wil nie, laat U wil geskied. En dan staan hy op en hy gaan terug na sy disippels toe en dan kom hy vir 'n derde keer en Matteus sê vir ons, hy bid dieselfde gebed die derde keer. Sê vir my, hoekom sal U dieselfde gebed 3 keer bid? Omdat die eerste en die tweede keer U niks gehoor het nie. En daar is ons verlosser.
En hy kan sien hoe dit die donkerte besig is om nader om te trek, soos dit beskryf was deur Michael Goods vir ons, leraar Michael Goods, en vanoggend deur Ramonay, hoe daardie donkerte nader aan Christus trek, en hy kan voel hoe hy stadig maar seker besig is om afgesny te word van God. Hy is besig om te voel hoe dit voel om verlore en soekend te wees, en God is stil. Hy hoor niks. En hier is die ek is, wat ek is, en hy is hier. Hy is die een wat weet hoe dit voel. En hy is hier want hy soek U, en hy soek my. Hy is hier met 'n uitnodiging. Kom, volg my. Volg my. Ek onthou, dis hier waar ek my lewe aan Christus gegee het. Daarbo in die jeugsaal, ek onthou leraar Anton van Wyk, onthou julle leraar Anton van Wyk? Ek onthou, hy het gepreek, ek onthou nog, hy het oor Nirvana gepreek. En ek onthou ek daar agter in die saal, ek was een van daai laities wat nie, ek het daar op daardie stadium agter in die saal gesit, en daar was ander redes ook hoekom, maar is beter ons praat nie daaroor nie. Ek het daar agter in die saal gesit, saam met iemand anderste, maar ek sal nie versê hoekom nie. En almal het daar voor gesit, en elke diens het ek daar agter in die saal gesit, op 'n stoel. 'n tipiese tiener. En ek onthou daardie Sondag aand, hy 'n oproep gemaak het, en daar was iets wat besig was met my om te gebeur, en op daardie punt het ek opgestaan, en ek het my hart aan die Here gegee. Hier. En dit is interessant as 'n ou nou kyk en nou sien hoe die Here deur sy barmhartigheid en sy goedgesindheid en sy sagmoedigheid en sy liefde 'n mens se paadjie vat, en hoe deur die feit dat ek my lewe aan hom gegee het, ek die geleentheid gehad het om soms saam met ander mense 'n paadjie te stap. En hoe ek die geleentheid gehad het om saam met ander mense te sien hoe hulle lewe aan die Here oorgegee het. En ek kan vir u sê, ek dink ek het ook veroorsaak dat ander mense van die Here af weggestap het. Dis wonderlik om die Here te kan prys vir die mense wat hulle lewe aan hom gegee het. Ek wens ek kan daai ander kere terugvat, waar ek veroorsaak het dat ander mense van hom af weggestap het. Want julle sien, as jy eers Jesus waarlik ervaar, kan jy hom nie meer nie ervaar nie. En hier is ons verlosser, hierdie eienaar van alle lewe. En hy is die een wat die kwesbaarste uitsoek en hulle na hom toe aantrek. Hier is die een met radikale liefde wat opsoekend is na mense in die markplein van die wêreld. En hy roep ons uit. En hy is nie klaar nie, Jesus is nie klaar met hierdie gelykenis nie, hy het nog 'n verrassing vir die disippels. Hy vertel vir hulle dat hierdie opsigter wat nou op die toneel verskyn het, hierdie opsigter moet nou daardie arbeiders roep en hy moet vir hulle betaal. Maar hy moet begin met die wat laaste gekom het en hy moet eindig met die wat eerste gekom het. So kom ons lees dit daarvan in vers 8. En toe dit aangeword het, sê die Heer van die wingerd vir sy opsigter: roep die arbeiders en betaal hulle hul loon. En begin van die laastes af tot by eerstes, en die wat omtrent die 11de uur begin het gekom en elkeen 'n penning ontvang. Hulle het 'n dag se loon ontvang. Die eerstes kom toe en dink dat hulle meer sal ontvang en hulle het ook elkeen 'n penning ontvang. So ons sien hier dat die orde van die beloning deur die eienaar bepaal word. En die eienaar vertel vir die opsigter oor hoe hy dit moet doen. Dis nie normaal nie, dis nie die tipiese manier hoe dit sal gebeur nie, dis nie die natuurlike wyse nie. So daar's die opsigter en hy roep daardie ouens wat laas gekom het en hy gee vir hulle dag se loon en hulle gaan huis toe en hulle is bly. Hulle is gevul met selfwaardigheid, hulle is opgewonde, hulle is meer dankbaar as wat hulle ooit kon wees. Hulle het dit nie verwag nie, want vanaand gaan hulle huis toe en hulle kan vir hulle families wys hoeveel hulle ontvang het, hoe wonderlik hierdie eienaar was. Hulle gaan huis toe gaan en hulle gaan daardie eienaar prys, hulle gaan daardie eienaar verhoog en daardie familie gaan nie kan help maar ingetrek te word daardeur nie. En die ander ouens staan daar en hulle word nader geroep
En hulle kry dieselfde. En hulle gaan huis toe. En hulle doen dieselfde. En daai familie hoor van hierdie eienaar se barmhartigheid en sy sagmoedigheid en sy genadige liefde. Hulle hoor daarvan en hierdie ander staan daar. Nou dink net daaraan, hoe maklik sou dit net nie gewees het as hierdie opsigter in hierdie gelykenis vir daai ouens hulle beloning gegee het terwyl die ander dit nie gesien het nie. En dan roep hy die ander en hy gee vir hulle beloning. En dan roep hy die ander. Hulle almal sal huis toe gegaan het gelukkig. Dink net daaraan. Maar dis nie ek wat die gelykenis vertel nie. Dis Jesus. En Jesus wil hê sy disippels moet verstaan hoe barmhartigheid lyk. 'n Barmhartigheid wat selfverheffing ondermyn. En ek kan hierdie spanning aanvoel in die gelykenis, kan ons nie? Hoe hierdie ander groep wat daar eerste aangekom het daardie oggend daar staan en sien hoe elke groep arbeiders dieselfde loon ontvang as wat aan hulle beloof het. En daar's twee gedagtes, ek dink as dit ek was wat my gedagtes sou deurgegaan het. Nommer 1, jong, ons gaan geld en ons gaan vandag beloon word. En die ander gedagte wat miskien in konflik sou gewees het met daai ene wat ek so miskien sou afgespeel het met mekaar. Nommer 1, jong, ons gaan vandag baie kry. Nommer 2, dit is onregverdig dat hulle dieselfde kry. En so luister wat gebeur daar in vers 11. En toe hulle dit ontvang, murmureer hulle by die huisheer. Dis so lekker eufemisties gestel. Ons is daarom maar genadige Afrikaans sprekendes, is ons nie so nou en dan. Toe hulle dit ontvang, toe kla hulle by die huisheer en sê, hierdie laases het 1 uur gewerk en u het hulle gelyk op behandel met ons wat die las van die dag en die hitte gedra het. Jy sien die gedagte dat dieselfde beloning vir dieselfde hoeveelheid werk moet plaasvind, dis 'n eeueoue gedagte. Dis 'n eeueoue reël. Maar dis nie die probleem in hierdie gelykenis nie. Hierdie gelykenis gaan nie oor die wat te min betaal is nie, maar dit gaan oor die wat te veel ontvang het. Hierdie gelykenis fokus op die ongelooflike genade. Dit fokus op die radikale liefde en die ondermynende barmhartigheid van 'n eienaar waarteen ander aanstoot neem. Dis onregverdig. Ons verdien meer. Ek's langer in hierdie ding, Here. Dis veronderstel om beter te gaan met my. Ek kan nie glo dat hulle dit nie. Kyk hoeveel gee ons vir jou as 'n familie. Weet jy, ons was in 'n ongeluk gewees 'n paar jaar terug. 'n Motorongeluk. Ons was kinders. Dit was daar op die N4 op pad van Johannesburg na Witbank toe. Ons was op pad huis toe, ons het my ouma in die aand gaan aflaai by die huis en ons was op pad terug want ons was op pad op vakansie. Ons was veronderstel om op vakansie te gaan. En op pad terug huis toe was daar 'n ongeluk gewees. Ons het gerol en ons het aan die ander kant van die pad geëindig, van die hoofweg geëindig aan die aankomende verkeer. En ek onthou hoe my pa en my gedagtes, onthou ek hoe my pa uitgeskree het en my broer het hom geantwoord en ek het hom geantwoord en toe hulle skree, my suster, toe is daar niks. En toe skree ons almal en ons kon 'n murmurering begin hoor het, sy het wakker geword, ons was verlig, sy moes okay gewees het en hulle het daar uitgetrek, iemand het my pa gehelp en my ma gehelp, ons was daar uit gewees en toe ons daar uitklim, het mense begin stop om ons te help en daar het my suster gelê, iets het gebeur met haar gesig, ons het later gesien dat die venster van die kar het in haar gesig ingebars en haar gesig aan die een kant heeltemal amper vergrys met honderde stukkies glas wat oor omtrent 8 jaar lange proses wat hulle probeer het om haar gesig weer reg te kry. En ek onthou daai Saterdag aand, ou leraar Lou het ons kom optel by die hospitaal daar in Witbank. En my ma en my broer en myself, my pa was in die ambulans aan my suster Pretoria toe na die hospitaal daar. En ek onthou hulle ons teruggebring het huis toe. En ek het daar in die
sofa, stoel gesit. En my gedagte was, Here, ons doen soveel vir jou. Waarom? Ons verdien dit nie. Ons doen soveel vir jou. Wat het my suster aan jou gedoen? En dit was stil. En hier is hierdie ouens. En hulle neem aanstoot teenoor die eienaar se genade aan ander. Nou kom ek sê iets wat my dalk in die moeilikheid gaan bring. Maar dis oké. Ek gaan terug Engeland toe. Ons moet versigtig wees as Sewendag Adventiste om nie aan te neem dat ons beloning groter gaan wees as andersin nie. Ons het nie 'n hoek op God se teenwoordigheid nie. En God se genade strek uit oor daardie persoon wat nog nie hom ontdek het nie, net soveel soos dit oor ons uitstrek. Hierdie klagte kom nie van iemand wat te min ontvang het nie. Niemand in hierdie gelykenis het minder ontvang as wat hulle beloof was nie. Die klagte kom hier van iemand wat die regte hoeveelheid ontvang het wat aan hulle beloof was. Maar wat ongelukkig is, wat nie die eienaar se genade teenoor ander kan verdra nie. Dis onregverdig, jy het hulle gelyk gemaak aan my. En dis dieselfde situasie wat ons sien in daardie verhaal, daardie gelykenis van die verlore seun. Jy het hom gelyk gemaak aan my. So let op, en dis belangrik, Jesus is besig om vir ons uit te wys dat meeste van ons waarde heg aan ons besittings, aan ons belonings, dat vir die meeste van ons is ons waarde 'n direkte verwantskap met dit wat ons het en nie het nie. Hoeveel ons het en hoeveel ons nie het nie. En solank as wat ons vasklou aan hierdie denkwyse, geliefdes, gaan ons struikel en gaan ons val by ons eie selfverheffing. En ons kinders leer dit by ons. En soos vanoggend, soos leraar Monay gesê het, jy kan sien met elke generasie raak dit moeiliker. Dit raak moeiliker vir ons kinders, want ons sit voor hulle meer struikelblokke. As ons net bereid is om na die kruis toe te kom, as ons net bereid is om daagliks na die kruis toe te kom, in plaas van om op te staan en te kla oor hoeveel ons nie het nie, dat ons nie genoeg geslaap het of nie genoeg het nie, dat ons die eerste gedagte moet wees as ons opstaan, dankie Here dat ek wakker is, dankie vir die lewe, dankie vir wat ek het, dit mag dalk nie baie wees nie, ek mag dalk seer hê, ek mag dalk moeilik wees, maar dankie, soos Paulus en Silas daar in daardie struweling, daar in daardie sel wat hulle daar in donkerte moes gesit het, hoe hulle in hulle moeilikheid en in hulle pyn en hulle frustrasie uitgesing het, nie uit kwaadheid nie, maar uit lof vir God. As ons net bereid is om ons swakhede en ons sonde by die kruis te los en staat te maak op die Heilige Gees wat God so graag vir ons wil gee, meer as wat ek daai geskenk vir my dogter wou gegee het, dan sal ons baat by 'n goddelike, genadiglike, liefdevolle barmhartigheid wat as ek dit ontvang en dit onpartydig uitdeel, wow. Christus word verhoog en ander word ingetrek.
So hierdie eienaar reageer daar in vers 13. Hy sê, maar hy antwoord en sê vir hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie, het jy nie met my ooreengekom vir 'n penning nie? Neem dan wat joune is en gaan heen, ek wil aan hierdie laaste een gee wat net soos aan jou. Of staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie? Of is jou oog verkeerd, omdat ek goed is? So sal die wat laaste is, eerste wees. En die wat eerste is, laaste, want baie is geroep, maar min uitverkies. Ellen White stel dit so mooi in Gelykenisse van Christus, bladsy 374. Sy maak hierdie stelling oor hierdie gelykenis. Sy sê, hulle kan hulle troos aan die gedagte dat dit nie noodwendig die martelaar of selfoorgawe is wat vir God die aanneemlikste is nie. Ons kan onsself troos sê. Dis nie miskien die sendelinge wat daagliks met gevare en die dood te kampe het, wat die hoogste in die hemelse boeke aangeteken staan nie. Nou let op wat sy sê die Christen, wat in sy private lewe, in sy daaglikse oorgawe van die self, in die opregtheid van sy strewe, in die reinheid van sy gedagtes, in sagmoedigheid onder uittarting, in geloof en vroomheid, in getrouheid in die geringste so is, hy wat die karakter van Christus in die huislike lewe weerspieël, so 'n mens kan in die oë van God kosbaarder as die wêreldberoemde sendeling of martelaar wees. Dit is die gees. Dit is die gees van alle ware diens vir God. Omdat hulle hierdie gees nie het nie, sal talle wat skynbaar eerste is, laaste wees, terwyl diegene wat die het, hoewel hulle laaste skyn te wees, eerste sal word. O geliefdes, daar is geen vreugde te vind wanneer ons 'n lewe leef op soek na meer. So aan die einde van die dag sê die eienaar blykbaar vir hierdie klomp wat so geklaai het, iets soos volg. So julle dink dat julle 'n opregte klagte het. Het geregtigheid nie plaasgevind nie? Het ek nie vir julle gegee wat ek julle beloof het nie? Julle is vry om te doen met dit wat ek vir julle gegee het, wat julle wil. Is ek nie vry om te doen met dit wat myne is nie? Dit was my keuse om aan die ander 'n dag se loon te gee. Julle sal huis toe kan gaan en vir julle vrouens en kinders gevul met waardigheid aankondig dat julle werk gevind het en 'n hele dag se loon ontvang het. Ek wil hê die ander moet ook deur die deur van hulle huise kan stap met dieselfde vreugde in hulle harte en dieselfde beloning in hulle sakke. Ek wil hê dat hulle kinders en vrouens net so trots op hulle sal wees, soos julle families op julle sal wees. Ek wil hê dat hulle net so vry van vernedering en gevul met waardigheid sal wees soos julle. Dink julle dat julle in die hitte van die dag gewerk het? OK, ek verstaan. Maar wat dink julle het ek gedoen? Dink julle ek het op 'n lekker hangmat in die koelte van die bome gaan slaap? Ek was die hele dag heen en weer op pad Markplein toe, om te probeer om barmhartigheid te toon teenoor ander, net soos ek dit aan julle getoon het. Ek kon sekere opsigte gestuur het, maar ek het nie, in plaas daarvan het ek self gegaan. Self. Dis hoe hy lief is vir ons. Self gegaan, om my solidariteit met julle en die ander te demonstreer en om julle en die ander te verlig van julle lyding. Waarom is julle so kwaad en jaloers? Besef julle nie dat ek nie net geregtig is nie? Ek is ook medelydend en barmhartig en my medelee en my barmhartigheid is deel van my geregtigheid. Op grond waarvan het julle die reg om geïrriteerd te voel oor die genade wat ek aan ander bewys? Dit lyk vir my of julle nie omgee dat hulle selfwaardigheid behou en hulle families kan voed nie. Julle wil net meer en meer vir julle self vat. Julle wil net meer hê en meer besit aan die einde van die dag, maar ek het besluit om armer te wees aan die einde van die dag.
Dit is my genade. Dit is my barmhartigheid. En ek gee dit oorvloedig. Ek gee dit vir julle. Ek gee dit vir julle om dit met vreugde uit te deel met ander. Dit is nie julle sin om op te hoop nie. Here, ons onthou daardie dag toe hulle daardie spykers in U as ons verlosser se hande en voete ingeslaan het. En voordat het hulle daardie kroon op U voorkop ingedruk dat die bloed daar begin afloop het. En hulle het daai sweep gevat. En hulle het dit met stukkies bene oor U lyf gegooi soos 'n dief wat bestraf moet word. En elke keer, Here, wanneer daardie sweep op U rug geval het dit vasgehak en het dit daardie vleis uit die liggaam uitgeruk. En toe vat hulle daardie kruis. En toe gee hulle vir U daardie pad wat U moet loop Golgotha toe. En Here, ons onthou hulle dan daardie spykers gevat het en daardie bene in die hande en die voete gebreek het soos dit ingedryf was. Dit is my sonde, Here. Dit is ons sonde wat U daar vasgenaal het. Dis die dinge wat ons najaag. Dis die dinge wat ons dink ons nodig het om ons gelukkig te maak op hierdie aarde. Wat U daar vasgenaal het. En omdat U vir ons so lief is, het U vernederend en kaal op daardie kruis gesterf, sodat ons nie meer vernederd hoef te voel oor ons eie tekortkominge nie. Maar Here, ons onthou ook hoe op daardie derde dag, hierdie oggend 2000 jaar gelede, hoe U opgestaan het uit daardie graf uit wat nou leeg is, want U het die sonde dood oorwin. En op hierdie oomblik glo ek roep U ons opnuut uit met oop arms, met onvoorwaardelike liefde, met daardie ondermynende barmhartigheid. En U nooi ons uit. U nooi ons uit om op 'n nuwe wyse te lewe, om op 'n nuwe wyse te dink, om op 'n nuwe wyse lief te hê. Here, ons weet dat daar is geen weg buite U nie. En dit wat U vir ons gedoen het nie. Daar is geen lewe en gelukkigheid buite in hierdie verhouding met U nie. Die enigste weg tot daardie ewige gelukkigheid, Here, ons weet, is deur U. En so ons kom nou vanoggend. Ons kom met alles wat ons het, en ons kom en ons gee dit alles oor. Ons gee ons planne oor, ons gee ons lyste oor, ons gee ons besittings oor. Ons vra van U om ons te help om meer besig te wees met U dinge as ons eie begeertes. Ons vra, Here, soos ons by U staan vanoggend, om die Heilige Gees vir ons te gee, sodat ons barmhartige lewens kan leef en U kan verhoog. Amen.